Ek wil vir julle vra, en moenie worry nie, hier is nie een van daai turn or burn preke nie. Maar ek wil begin deur vir jou te vra, as jy vandag mors dood sal neerslaan, waar gaan jy jou oë oopmaak? In die hemel of in die hel? Okay. Ek wil hê, ek kan nie vir julle vertel op hoeveel geleenthede in my lewe het ek al op 'n Sondagoggend soos hierdie met mense gesels, net vir die volgende oggend om langs 'n hospitaalbed te staan met van die beste breine in die land en dan hang die ou se lewe aan 'n draadjie nie. Ek kan nie vir julle vertel hoeveel kere het ek al hier uitgestap en dan ry iemand ergens hier en dan is hulle in een massiewe ongeluk en dan is hulle aan al wat 'n masjien is wat gekoppel is daar in een of ander hospitaal in die omgewing nie. So vandag wil ek vir elkeen van julle vra, as jy vandag tot sterwe sou kom, waar gaan jy jou oë oopmaak? In die hemel en die hel? Ons het hierdie week 4 begrafnisse in die gemeente gehad. 4. Ek wil hê jy moet gou-gou vir die ou langs jou, net gou-gou sê, gaan jou oë in die hemel of in die hel oopmaak? Nou so hier en daar is nou party van ons alleen hier, so bloot maar jou siel, ontbloot maar jou hart teenoor die vreemdeling wat langs jou sit. Share gou met die ou langs jou, waar gaan jy jou oë oopmaak? In die hemel en die hel, en dan wil ek hê jy moet vir my sê, hoekom? Ek wil gou met julle, en hoorie skies, vanoggend se bedoeling is om niemand se intelligensie te beledig nie. Glad nie. Ek is glad nie, ek dink nie julle is dof nie, ek dink nie julle is vlak nie. Ek wil vir julle sê, wat is die standaard antwoord wat ek oor die laaste 33 jaar in hierdie gemeente kry? Die standaard antwoord, wanneer mense my kom sien vir 'n doop, vir 'n inseën, vir 'n begrafnis, vir 'n troue, of paaslaan vir ma, of hoe ook al, of 'n geestelike vraag, maak nie saak waaroor mense my kom sien nie, vra ek altyd vir die ouens, my vertrekpunt is altyd, as jy vandag mors dood neerslaan, is jou saak met die Here reg, het jy geloofsekerheid? Ek kry nie 7 uit die 10 keer, 8 uit die 10 keer, 9 uit die 10 keer nie, amper 10 uit die 10 keer kry ek hierdie antwoord. Wow, kan mens seker wees? Jy weet, is dit heeltemal, is mense saak ooit heeltemal reg? Staan mens altyd, kan jy weet, dat jy jy op die regte plek is, in die regte verhouding met die Here staan? Dan vra ek gewoonlik vir die ouens met trane in my babablou oë. Dan vra ek vir hulle, as hulle getroud is, as hulle daar voor my sit, dan sê ek, hoorie, is julle getroud, ja of nee? Ja, nee, ek is getroud. Ek sê, wens jy is getroud, of weet jy is getroud? Nee, ek weet ek is getroud. Hoop jy is getroud, of, nee, Pieter Nel, ek is getroud. So as julle vandag vir my vra, hoorie, is ek en Eloise getroud, dan gaan ek nie vir julle sê, ek hoop, ek wens, ek sal lucky wees nie. Ek weet, laat ek weet, dat ek getroud is. En so behoort jy te weet, dat jou saak met die Here reg is. Okay, so vandag, as jy vandag hier uitstap, hoorie, ek kan nie vir julle sê met hoeveel mense, I'm belaboring the point. Okay, I'm belaboring the point. Ek weet. Ek kan nie vir julle sê met hoeveel mense het my al kom sien, dan is hulle vir 10 of vir 20 of vir 30 of vir 40 of selfs vir 50 jaar al in die kerk. Dan is hulle nie seker oor hulle verhouding met die Here nie. Vandag gaan jy hier uitstap en jy gaan weet dat jy die Here se kind is. Is dit reg? Okay. En as ons dit baie vinnig, baie gou moet opsom. You are saved by grace. You are saved by faith. And you are saved by Jesus alone.
3 goedjies. That's it. En ek het hierdie week, en ek het gevoel, Pieternel, jy's nie besig om jou job te doen nie. Of jy's besig om dit half te doen. By een van die begrafnisse stap iemand uit, iemand wat al jare die Here ken, stap iemand uit en het hierdie onsekerheid wat vir my sê, ek maak dit nie. Ek is nie seker oor my verhouding met die Here nie. So hoorie, ek wil julle nie beledig nie, ek wil julle nie vlak vat nie, ek wil julle nie vlak skiet nie, maar as jy sit hier met daai vraag in jou gemoed, dan doen ek nie my werk nie. Dan verduidelik ek die Bybel nie vir jou mooi nie. En vandag, jy hoef nie daar te leef nie, jy hoef nie in vrees, in bekommernis, in spanning, in benoudheid, in onsekerheid. Jy hoef nie, jy kan nie, jy mag nie, jy moet nie daar leef nie. Is dit okay? Let's go. Right, you are saved by grace. For by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it's a gift of God. Listen, we don't make it. I don't make it. Ek gaan nie hemel toe oor ek 'n predikant is, oor ek vir julle preek, oor ek bid, oor ek kerk toe kom, oor ek die Bybel lees nie. Die antwoord wat ek standaard kry wanneer ek met hulle praat oor hulle verhouding met die Here, is hulle haal hulle goeie geestelike CV uit. Wel, ek begin 'n bietjie minder vloek, ek drink 'n bietjie minder by die braai, ek kom daar 'n bietjie kerk toe, ek het dan so 'n Sondag ietsie in die kollektesakkie ingegooi, en dan gee mense vir my hulle goeie geestelike CV. Jou goeie geestelike CV gaan jou nie help nie. It's not going to save you. We are not saved by works. Want dan, hoeveel moet ek bid, hoeveel moet ek gee, hoeveel moet ek vas? Ek en jy maak dit nie. We don't make it. We don't make it. But He made it. And He paid the price. And it is given to you as a gift. Dit word vir jou gegee as 'n geskenk. 'n Geskenk werk jy nie voor nie. 'n Geskenk staan jy nie vroeg voor op, werk voor laat nie. Jy kry dit mahala, jy kry dit verniet. Sonder dat jy dit verdien. We are saved by grace. And then, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Saved by grace, dis 'n onverdiende geskenk wat vir jou gegee word. We are saved by faith in Jesus. Ek staan in die regte verhouding omdat ek glo in Jesus Christus. En dan, die enigste manier hoe ek gered kan word is deur Jesus Christus. That's it. Saved by grace, saved by faith, saved by Jesus. That's it. Dis so maklik as wat dit is, en ek moet net eenvoudig, moet ek dit aanvaar, en moet ek dit vat, en moet ek dit my eie maak. En dan staan ek nie die oggend op, as ek en Eloise gisteraand een helse fight gehad het, nou mens kan seker so dan en wan die woord helse gebruik in die kerk. As ek en sy een helse fight gehad het gisteraand, en ons staan op, en ons is al dikbek vir mekaar, dan wonder ek nie, wow, is ek nou nog getroud nie? Ek's getroud. Ek staan maar, hy nie gelukkig getroud nie. Ek het dalk lus en kap aan met 'n byl. Lus en lê haar hande op sonder gebed. Maar ons is getroud. Ek wonder nie, wens nie, hoop nie. Nou, nou is ek miskien nie meer so seker nie. Nee, ek is nog steeds getroud. En vriende, die ander ding gebeur is, ons mis dit, ons maak droog, praat vingertaal daar op die pad, vertel vir ou waar hy moet afklim, jy weet, ek verneek die ontvanger, kyk goeters op die TV, op my foon, besoek plekke waar ek nie moet wees nie, jy weet, ek drink die brouwerye leeg, en dan die volgende oggend, dan word jy wakker, en dan hoor jy daai ou stemmetjie, ja, en jy noem jouself 'n Christen. Lekker, nee. Lekker, man. Ja. Hoorie, as my kinders stout is, en as hulle aanjaag,
bly hulle nog steeds my kinders. Hulle is dalk my stout kinders. Hulle is dalk my ongehoorsame kinders. Hulle is dalk my kinders wie se boude gebrand het op 'n stadium. Hulle is nou ongelukkig nie meer op baie ouderdom nie. Nou vat ons net sakgeld weg. Oeps, hier my vingertjie kan nie daai knoppie druk nie. Ja, ek dink my kinders dink ek so OTM. Maar anyway. Okay, ek gaan as jy vandag hier is, wag, kom ek vra dit so. Moes dit eintlik aan die begin gedoen het. En ek weet dit is, ons gaan nie hande opsteek nie. Wie van julle sit hier en jy is so 10% seker, jy is God se kind? Okay? Wie van julle sit hier en jy is so 30% seker, jy is God se kind? Of jy sit hier en jy is so 60% seker, jy is God se kind? Of, wie maak nou 100? Jy weet, wie kwalifiseer nou rarig ooit om eintlik 100 te wees? Wie van julle sit hier en jy is so 90% seker? Jy hoef nie 10, 20, 30, 60, 70, 80, 90, jy kan al 100% seker wees, jy is God se kind. Okay, so dis waar jy moet wees. Alright, tweede vraagie, want ons is nou so half, nou gaan ons in die preek en nou is ons so half, nou gaan almal so oor so tilt, soos tieners en so half. Jy weet, really? Okay, ek wil hê jy moet gou langs, vir die ou langs jou. Okay, Redet, jy en Driekie, ouma, julle twee, right, praat gou, ek wil hê jy moet gou vir my 3, 4 of 5 puntjies gee vir die ou langs jou, nie die Grace, Faith, Jesus Alone, wat ek nou net vir julle gegee het nie, dis cheat, right, ek wil hê jy moet gou vir die ou langs jou, die evangelie in 'n nutshell verduidelik, ek wil hê jy moet gou vir die ou langs jou verduidelik, jy moet gou, veronderstel die ou langs jou, ken nie die Here nie, ek wil hê jy moet hom gou na die Here toe lei, doen dit gou vir my. Okay. Hoorie, as julle gestres is, julle is nie naas aan my gestres soos Tia nou nie, want sy moet nou die dominee na die Here toe lei. Het julle gou die ou langs jou na die Here toe gelei? Alright, ek weet nie of jy 1, 2, 3, 4 of 5 puntjies gedeel het nie. Volgende stappie. Want hierdie is Christianity 101. Dis graad 1 Christendom hierdie. Okay? Alright, so ek wil hê vir elkeen van daai 5 puntjies, Tia gaan nou gaan Tia stres. Vir elkeen van daai 1, 2, 3, 4 of 5 puntjies wil ek hê moet jy 'n teksvers daaraan koppel. Okay, so koppel gou vir my, ek meen, alright, jy verduidelik dit nou vir my, so waar staan dit? Alright, hierdie is graad 1 Christendom. Christianity 101. Okay, so ons het, is julle almal nou wakker? Is julle reg om te luister na die antwoorde? Okay, hier gaan ons. Hier's verskillende, ek gaan vir julle 2 vinnige maniere leer om net selfsekerheid te kry.
En dan, die van julle wat laasweek nie in die kerk was nie, as jy 'n lidmaat is, ek wil hê jy moet asseblief, hier's 'n paar van julle wat ek sien wat laasweek nie hier was nie, wat siek was ensovoorts, nee, of wat weg was op besigheid. Kan ek asseblief vra, dat almal van julle na verlede Sondag se preek gaan luister. Dis deel van die gemeente se DNA en toekomspaadjie. So gaan luister, en as jy hom nie mooi geluister het, gaan luister weer. Alright, okay, ek wil gou 5 kleure, goud, swart, rooi, wit en groen. Easy peasy, maklik om te onthou. Alright, so as jy iemand na die Here toe moet lei, dan, en jy is nie heeltemal seker hoe om dit te doen nie, dan kan jy sommer net, as jy hierdie 5, mag gou toe julle oë, die 5 kleure, goud, swart, rooi, wit, groen. Right, easy peasy, maklik om te onthou. As ek gou vir julle, okay, vandag is nie 'n preek nie, okay? Vandag is interaktief saamgesels. Goed. As julle gou moet raai, wat simboliseer die goud? Jesus is altyd die regte antwoord in die kerk, maar nie vandag nie. Wat simboliseer die goud? Hemel, ja sê, easy. Ons sê daar op die galery is ons ook wakker, R50 in jou maxi spaar, ons sê Elmarie, goed, goud simboliseer, okay, kom ons gaan aan, so goud, ek gaan nou terugkom na daai versie toe, so goud simboliseer die hemel, so as jy vir iemand wat na die Here toe wil, hy wil sê, luister, God is begeerig om 'n verhouding met ons te hê, hy wil ons graag na die hemel toe vat, geen hartseer, geen droefheid, geen pyn, geen angs, geen benoudheid, geen lyding, geen spanning, geen dood, waar staan dit, Openbaring 21:4. So, jy begin met die goud kan ons onthou. Right, maar nou sê die Bybel vir ons, sonde het skeiding en afstand tussen ons en God gebring. Die swart, dit het dood gebring, dit het verwydering, skeiding en afstand tussen my en God gebring. Right? Waar staan dit? Daar is soveel, Romeine 3, want almal het gesondig, almal het ontaard, daar's niemand wat regverdig is nie, niemand nie. Right. So, ons wil 'n verhouding met die Here hê, dis die goud. Sonde het skeiding en afstand tussen my en die Here gebring, wat maak dat daar dood is, die ewige dood is. En daarom het ons Jesus Christus nodig, die bloed van Jesus nodig. Nou die bloed van Jesus, Jesaja 1 sê, al was julle skarlakenrooi, julle sal wit word soos wol. Al was julle purperrooi, julle sal wit word soos sneeu, sê Jesaja 1, 18, 16, 17, 18. Right. En dan, wanneer ek Jesus se hand vat, was hy my, reinig hy my, hy ontsondig my, ek word God se kind, en dan het ek nodig om geestelik te groei. Alles in die natuur wat daar buite wat nie groen is nie, wat bruin is of besig om dood te gaan of het al reeds dood gegaan. Ek het nodig om geestelik te groei, deur tyd in die woord te spandeer en deur tyd saam met die Here te spandeer. So, as jy die woordlose boekie vat, as jy net daai 5 kleure onthou, is maklik om te onthou. Wie van julle het al julle kinders na die Here toe gelei? Ja, ek onthou Imani, as jy nou vir Imani moet vra, my oudste dogter, as jy vir haar moet vra, waar en wanneer het sy tot bekering gekom, as sy vir jou sê, toe sy 13 was, hulle het een aand 'n deernag gehad, saam met Tabo, by die jeug, en daar het sy haar hart en haar lewe vir die Here gegee, maar sy onthou nie, toe sy 4 jaar oud was, het sy saam met haar pappa gebid, en haar pappa het vir haar gesê, hoorie, jy moet jou hartjie en jou lewe vir liewe Jesus gee, en jy moet vir Jesus in jou hart innooi, en dan word jy sy kind. Okay, pappa, wil jy saam met my bid? Ja, toe bid sy saam met my. Ek wil net gou net hierdie versie gou met julle deel. Is hierdie nie die mees beautifulste vers in die Bybel nie? But you were cleansed, you were made holy, you were made right with God. How? By calling on the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Is dit nie die beautifulste vers nie? Yes, dis my stunning. Hoorie, as jy hier sit en jy voel vuil en jy voel jy maak dit nie, you were cleansed by Jesus. En as jy voel, yes, maar ek maak dit nie, ek praat so verkeerd en ek doen so verkeerd en ek dink so verkeerd, you were made holy by Jesus. You were made right with God by Jesus. By
Hoe? Deur my goeie werke, deur kerk toe te kom, deur te bid, deur te vas, deur te gee, deur op te hou vloek, minder te drink, minder mense hande op te lê sonder gebed. Nee, hoe? By calling on the name of Jesus. Soos daai ouetjie met die vurk kom, as die duiwel kom. Lekker Hans. Jy noem jouself 'n Christen. En jy praat so met Ansie. En jy praat. Ansie sê praat. En jy sê dit en jy doen dit. Dan antwoord jy net vir hom. I was cleansed. I was made holy. I was made right by God. How? By calling on the name of Jesus. That's it. Praise God. Okay, hier's my belydensklas kinders, dat ek net gou-gou, julle het hierdie een het julle deurgegaan. Wat is daai 4 geestelike wette kom Blondie? Ons spoeg hom gou-gou 'n bietjie uit. Ja, ek kyk nou vir jou, ek is nie skeel nie. Okay, kan jy onthou? Het in daai klas ook nie opgelet nie. Right. Okay. As jy iemand na die Here toe moet lei. Goed. Net soos ek gaan vir julle vinnig die 4 geestelike wette gee. En as ons nou klaar is, dan gaan ek dit vir julle almal uitdeel. Daar's Engelse boekies en Afrikaans. Ek het net nie Zulu nie. En tel daar's goeie nuus, daar's prentjies in. Right. Net soos wat daar natuurwette is, wat die natuur beheer, is daar ook geestelike wette wat jou verhouding met God beheer. Daar's 4 van hulle. Right. Ek gaan gou-gou stil staan by 4 van die geestelike wette. Jy het dit nodig vir jouself. Graad 1 Christendom. Jy moet dit self weet en jy moet, toe ek nou vertel vra, koppel 'n teksversie, dis so half jy hoef nie te onthou Romeine 7:12 of jy kan net sê, wat het Jesus gesê? Daar staan geskrywe. Daar staan geskrywe. So jy hoef nie die presiese adres te onthou nie, maar jy moet daarom onthou, daar staan geskrywe. Right, hier gaan ons. 4, sê hulle hardop saam met my. Nommer 1, God het jou lief en het 'n wonderlike plan vir jou lewe. God het jou lief, nommer 1. Nommer 2, die mense sondig en van God geskei. Nommer 3, Jesus is God se enigste oplossing. En wet nommer 4 is, ons moet Jesus Christus persoonlik aanneem as verlosser en Here. Okay. Wet 1, God het jou lief. Wet 2, sonde bring skeiding en afstand tussen my en die Here. Wet 3, Jesus is die enigste antwoord. Wet 4, ek moet Jesus aanneem as my verlosser en saligmaker. So ons het hom. Right, kom ons praat gou-gou oor elkeen van hulle. Wet 1, God het jou lief en het 'n wonderlike plan vir jou lewe. Wil iemand 'n wille, ek het nou die antwoord op die bord gehad. Wil iemand 'n wille raai vat in die Bybel? Waar staan dit geskrywe dat God my liefhet? Almal van ons ken Johannes 3 vers 16 wat sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Right. Jy ken jou eerste wet en jy ken jou eerste versie. Vir jouself, maar ergens gaan jou kind, jou kleinkind, jou kollega gaan jy na die Here toe nooi, gaan jy na die Here toe lei. En hierdie moet jy ken. Jy moet dit vir jouself ken en jy moet dit vir ander ken. Right, so, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Right. God het 'n plan. En die plan is, ek het gekom sodat jy die lewe en dit in oorvloed kan hê. Okay? Nou bring dit vir ons, maar hoekom ervaar meeste mense nie hierdie oorvloedige lewe nie? Bring vir my by die tweede wet. Die mense sondig en van God geskei. So as ons nou dink aan die klere, die eerste een het ons bietjie gepraat oor die goud. Okay? As ons nou dink aan die klere, hierdie ene, watter klere is ons nou by? Swart, right. So die mense sondig en van God geskei. Romeine 3 sê, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Jy kan die hele Romeine 3 sê, daar's niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar's niemand verstandig nie, daar's niemand wat God soek nie. Almal het afgewyk, almal het afgedwaal, almal het ontaard. Daar's niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. Okay, so ek word nie gered op grond van goeie werke nie.
Psalm 51 sê Dawid, afhangend van die vertaling se versies verskil. Party is dit vers 3, party vers 5, party vers 7. Afhangend, want dit is verskillende tekste wat hulle gebruik. For I was born a sinner. Dawid sê, die Afrikaans sê, ek is in sonde ontvang en gebore. Since I was born a sinner. Yes, from the moment my mother conceived me, I was born a sinner. Romeine 6, die loon van die sonde is wat? Swart, dood. Maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus. Wet 1 sê, God het my lief en het 'n plan vir my lewe. Waar staan dit? Dit staan, want so lief het God die wêreld gehad. Right. Wet 2 sê, die mens is sondig en van God geskei. Waar staan dit? Wel, Romeine 3, Romeine 6 vers 23, Psalm 51. Psalm 51 is 'n maklike een te onthou, want dit is die Psalm wat Dawid geskryf het nadat hy in Batseba op oorspel gevang is. Skryf hy 'n hele Psalm waar hy praat oor sy sondigheid en hoe die Here hom vergewe. Dan sê hy, skep in my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees. Moet tog nie die Heilige Gees van my al wegvat nie. Right. So, as ons dit visueel moet voorstel, dan sal ons sê die mens is van God geskei en sonde bring daai skeiding. Daar's niks wat ek kan doen om daai afstand te oorbrug nie. Die loon van die sonde is die dood. Wet 3, sê hom hardop saam met my, Jesus is God se enigste oplossing. Luister, daar's nie 'n ding van, het julle al gehoor, die ouens sê vir jou, ja, die moslems klim die kant van die berg op, en die boeddhiste klim die kant van die berg op, en die Hare Krishnas daai kant, en die Jode hierdie kant. Die Here sê nie, daar's allerhande paadjies na God en na die hemel en na die goud toe nie. Daar's net een paadjie. Just one road. And his name is Jesus. En waar staan dit in die Bybel? Dit staan op 'n paar plekke. Jy kan maar net sê, daar staan geskrywe, ek is die weg en die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Johannes 14:6 is 'n adres wat jy kan onthou, as jy wil. Ek love Johannes 3:17 wat sê, God didn't go to all this trouble of sending his son merely to point an accusing finger, telling the world how bad it was. He came to help to put the world right again. Johannes 3:17 sê die message. So dis vir my so mooi. Het nie gekom om vinger te wys. Ja, jou sondaar, jy's reg op pad hel toe. Ek gaan jou straf, ek gaan streep deur jou trek. Dis nie hoekom die Here gekom het nie. He's a good God. He's a good God. Hy's 'n liefdevolle hemelse Vader. Okay, Romeine 5. God bewys sy liefde vir ons juis hierin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse getoon dat hy lewe. En in die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn, met hulle gepraat oor die dinge van die koninkryk van God. Hier is Johannes 14:6. Ek is die weg, sê hom saam met my, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom by die Vader toe behalwe deur my nie. Hierdie goedjies moet jy vir jouself ken. Want die duiwel kom, dan gaan hy sê, Renet, en jy praat so met George. En jy doen dit, en jy sit elke Sondag hier in die tweede ry met jou wit broekie, met jou heilige gesiggie hier voor in die kerk, en jy noem jouself 'n Christen. Dan sê jy vir hom, hoorie, ek glo in Jesus, hy het my uit genade uitgered, en Jesus is die enigste weg, en ek is sy kind. I have been cleansed, I've been made holy, I've been made right with God by calling on the name of Jesus through the Holy Spirit. That's it. That's it. Timoteus sê vir ons, as jy nou wil grand wees en allerhande ander adresse wil onthou, want daar is een God, een middelaar tussen God en die mens Christus Jesus. Okay. Hy is die enigste weg. Handelinge 4:12 sê, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is geen ander naam onder die hemel, wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered kan word nie. Sy naam is Jesus. Net gou wet 1,
God het my lief en het 'n plan vir my lewe. Okay, waar staan dit? Johannes 3:16. Okay. Wet 2 sê die mense sondig en van God afgeskei. Watter Psalm kan ek onthou? 51. Right. Okay. Wet 3 sê Jesus is die enigste oplossing. Waar staan dit? Johannes 14:6. Ek is die weg, die waarheid, die lewe. Niemand kom by die Vader uit behalwe deur my nie. En dan het ons nou wet 4. Lees hom hardop saam met my. Ons moet Jesus Christus persoonlik aanneem as verlosser en Here. Ek was in standaard 7, graad 9. Ek het die voorreg gehad om in die kerk groot te word. Ek onthou as kind, in die aande het my ma, vir my en my 2 sissies, ek het 2 jonger sissies, het my ma vir ons die kinderbybel gelees, in die aande, en dan het sy vir ons gebid. Maar as jy in 'n bakkery groot word, as jy nie 'n brood nie. En as jy in 'n garage groot word, as jy nie Max Verstappen, 'n Ferrari of 'n mechanic nie. Okay? Maar baie van ons dink, omdat ons in die kerk groot geword het, wel, ek's nie 'n Boeddhis, ek's nie 'n Hare Krishna, ek is nie dit, wel, dan is ek seker nou maar nie 'n Mohammedan nie, ek is dan seker 'n Christen. As jy in 'n bakkery groot geword het, as jy nie 'n brood nie, as jy in die kerk groot geword het, as jy nie 'n outomatiese Christen nie. My beste pel, hy het ook 'n dubbelloop naam gehad, Jan Louis, oulike mense. En Jan Louis nooi my na die kerk se KA kamp toe, die kerk jeugaksie. En hy nooi vir my na die kamp toe, ek het niks lus om te gaan nie. Hy sê vir my, nee man, ons gaan lekker droog maak. Jy weet, ons gaan skeerskuim in die ouens se ore spuit. Jy weet, en ons gaan inous in die ouens se ore gooi as hulle slaap, jy weet. Ja, dit klink lekker. Ek's in. Jong, en hier gaan ek na die kamp toe. Een van die ouderlinge in die gemeente, nie eers die dominee nie, bring Gardner. Hy bring die boodskappe, die Saterdagoggend preek hy, en hy gee geleentheid hy maak 'n altarcall. Hy sê, wie wil julle harte en julle lewens vir die Here gee? En nou sit ons daar, ons die trane loop so. En nou Ralph Rabie staan op en hy stap uit, en nou Eben Loubser staan op en hy stap uit. Jan Louis staan op en stap uit, en ek was die 5de een. Staan ons al voor, loop die traantjies, staan ons al agter 'n muurtjie, traantjies loop. En daai dag, daar het ek my hart en my lewe vir die Here gegee. Ek wonder nie, ek wens nie, ek hoop nie, ek droom nie dat ek God se kind is nie. Ek weet dat ek sy kind is. Ek is nie 60% seker, 70% seker, 80% seker nie. Ek is 180% seker. Ek is die Here se kind. Want ek het Jesus Christus aangeneem as my verlosser en saligmaker, en hy het die prys vir my betaal. That's it. En nou wil ek vir julle met trane in my baba blou oë sê. Hier is nou baie van julle, of wie ek baie jaloers is. Want julle het BC daar gehad. Julle was kettiekoppe, prit gesnyf, wine, women and song, BC, before Christ. En toe kom jy tot bekering, en flip wie, nou is jy net 'n oulike oukie. Nee? Ek wil vir julle sê, al die stupid goed wat ek in my lewe gedoen het, al die onnosel goed wat ek al in my lewe gedoen het ek gedoen as Christen en as predikant. Ek wens, ek kan hier voor julle sit en vir julle sê, ek het nog nooit stupid goed gedoen nie. Ek het baie. Maar ek wonder nie oor my kindskap nie. Want hy, Elmarie, ek en jy maak dit nie. We don't make it. But he paid the price. He made it. And ek het gesoek vir die videoklip, maar ek kon hom nie kry nie. Een of ander Skotse ou. En hy praat, en nou gaan ek gebruik julle verbeelding. En hy vertel van die 3 kruise, toe Jesus gekruisig is. En daar's die
twee sondaars en Jesus in die middel. En die een spot vir Jesus en die ander een het nie belydenis van geloof afgelê nie, is nie gedoop nie, het nie 'n Bybel nie, was nooit in 'n kerk nie, maar die een aan die kruis sê vir Jesus, Here, vandag as U in die paradys is, sal U aan my dink. En Jesus sê vir hom, vandag as jy jou oë toemaak, sal jy saam met my in die paradys wees. Nou kom die ouetjie, blaas sy asem uit, kom maar by die hemelse poorte, naam, sê maar, Caiaphas. Maar hier is nou nog nie eens 'n inskrywing vir Caiaphas nie, in die boek nie, die boek van die lewe. Hy sê, op grond waarvan moet ek jou hier toelaat? Het jy dan goeie werke gedoen in jou lewe? Nee, hulle het my gekruisig, hulle het my te my einde van my lewe my dood gemaak, ek was so kettiekop. Sê vir my, was jy daarom al in 'n kerk? Nee, ek was nog nooit, wat 'n kerk? Sê vir my, het jy 'n Bybel? Nee, wat 'n Bybel? Sê vir my, nou hoekom moet ek jou hier toelaat? That guy, Jesus said I can come. Vandag, as jy wil weet of jou saak met die Here reg is, dan sê jy net, that guy, Jesus, met respek gesê, that guy, Jesus, said that we can come. That's it. That's it. That guy, Jesus, said that we can come. I believe in him. Through grace, through faith, through Jesus alone. That's it. En dis al wat ek het om te sê. Ek het nog baie daar op die skerm. Ek dink Armandi. Hierdie is nogal 'n belangrike vers. Hoorie, party Sondag ry ek na hierdie kerk toe, nou hoor ek die stemmetjie. Wie's jy om vir hierdie mense te preek? En hy, het jy al gepreek? Dan staan jy hier voor, dan hoor jy daai stemmetjie. Blondie, wie's jy om vir hierdie mense te preek? Het jy al daai stem? Baie Sondag ry ek hiernatoe, dan hoor ek daai stemmetjie. Wie's jy om vir hulle te preek? Dan sê ek, aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. Hierdie versie moet jy ken, papi. Tia, jy het huiswerk. Okay? Sorry, ek pik nou op jou. Right. Ek hoop ek het hom op, wat ek net gou kyk. Right, nou gaan Wilma vir my sê môre, nee, ek wil sien wat was op die slides. Een van die maklikste verse om te onthou oor jou verhouding met die Here is 1 Johannes 5 vers 12 en 13. 1 Johannes 5 vers 12 en 13, wat net eenvoudig sê, wie die Seun het die lewe. Wie die Seun nie het nie die lewe nie. That's it. That's it. Ek was so dankbaar vir die opmerking wat na begrafnis vir my gemaak is, wat gesê het, hoorie Pieter-Nel, ek maak dit nie. Ek was baie dankbaar daaroor, maar ek was ook baie ontstel daaroor. Want ek het nodig, ek hoef nie te wonder, te wens, te hoop, te droom, te begeer dat my saak reg is nie. I'm belaboring the point again. Wie die Seun het die lewe. Wie die Seun nie het nie die lewe nie. En luister, vandag gaan jy nie skaam wees nie. Ek gee nie om wie jou sien, wie wat dink, ek gee nie 'n hel om nie. Ekskuus. Ons kan nou maar helse taal gebruik. Right. As jy vandag hier is en jy was 10% seker. Jy was so my vel gaan daar aan die draad hang, papi. Ek weet nie of ek het gemaak nie, maar as jy vandag hier is en jy was 10% seker, dan wil ek hê jy moet gou staan.
As jy voor vandag se preek 10% seker was, staan gou. Okay, ons sal hom opskuif. As jy vandag hier was en jy was 30% seker, staan gou. Kyk vir my. Jy gaan nooit ooit weer wonder oor jou saligheid nie. Nooit ooit weer nie. Staan. Nee. Jy is die enigste een wat guts het. Die res is 'n spul lafaards. Nee, bly staan. As jy 50% seker was, staan. Dankie. As jy 60% seker was, staan. As jy 70% seker was, wil ek vra dat jy staan. As jy 80% seker was, staan. As jy 90% seker was, staan. Vandag het ek vir julle unbelievable news. That guy, Jesus, he said that you can come. Want die woord sê, wie die seun het, het die lewe. Die woord sê, Johannes 1:12, almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. Moet nooit ooit weer kerk toe kom en twyfel oor jou verhouding met die Here nie. Jy's God se kind, hy's lief vir jou, hy het sy seun het vir jou gesterf, en wie die seun het, het die lewe. Finish en klaar. Staan. Piet, staan. Dis die heel laaste keer wat jy in die kerk opstaan en jou hart en jou lewe vir die Here gee. Die heel laaste keer, hoor jy vir my? Nee, want elke keer as hier 'n besoekende prediker is en ons gee oorgawe, dan kom jy vorentoe. Dis die laaste keer. Jou saak met die Here is nou reg. Piet, wie se kind is jy? En as jy nou moet sterf, waar gaan jy jou oë oopmaak? In die hemel. That's it. Finish en klaar. Oor ek 'n perfekte ou is? Nee. Oor Jesus vir my gesterf het. Nou gaan ons almal hardop saam bid. My Vader wat in die hemel is. Ek kom vandag na U toe. Dankie dat ek kan besef. Ek maak dit nie. Dankie dat ek kan besef. Sonde bring skeiding en afstand. Tussen my en God. Ek bely my sondes. Ek kies vandag om my hart en my lewe vir Jesus te gee. Dankie dat ek nou U kind is. Dankie dat die woord sê, wie die seun het, het die lewe. Wie die seun nie het nie, het nie die lewe nie. Dankie Here. En almal sê, amen. Sit net gou weer vir so 'n oomblik. Armand, net die laaste 4 slides. Wet 1 sê, en 'n wonderlike plan vir jou lewe. Wet 2 sê, die mense sondig en van God geskei. Wet 3 sê, Jesus
is die enigste oplossing. Wet 4 sê, ek moet Jesus aanneem as my persoonlike verlosser en saligmaker. Die ouens wat die kollekte opneem, kom kry gou net vir my 'n pakkie 4 geestelike wette boekies hier. En dan bly net gou sit. Ek wil vra dat die musiekgroep vorentoe kom. En nou gaan ons weer sing. Worthy of it all. You are worthy of it all. En dan ons gaan, terwyl ons dit doen, gaan ons die 4 geestelike wette boekies uitdeel. So vat vir jou 1, vat vir jou 2. Luister, hierdie 4 wette moet jy ken vir jouself en om ander na die Here toe te lei. Is dit 'n deal? Okay, right.